God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder die boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dae, waar U ons sien en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laat na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by vrede voort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal het sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre vriende. En hartlik welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se diens. Dit is 'n lekker reënerige dag daar buite. Die Here seën hierdie aarde op so 'n wonderlike manier. As julle nou soos ek is wat jou haartjies al 'n bietjie eil is as gevolg van die nattigheid, is die bleskolle bietjie meer sigbaar vanoggend, hè? So, maar ons is dankbaar vir die reën wat op buite kan val. En dis wonderlik hoe die Here sorg vir sy skepping. En die reën daar buite is 'n herinnering elke dag vir hoe die Here ook sorg vir elke een van ons. Mag vanoggend se diens vir elkeen van julle 'n besondere ontmoeting met die Here wees. En mag jy vandag huis toe gaan en weet, die Here het vandag iets met jou kom deel van sy hart. So wat ons nou gehoor het, ons is saam op pad na God se hart. Die reis gaan voort reg deur die jaar. En vandag gaan ons verder gesels. Nog so 'n paar sondae wat ons gaan gesels oor dit wat nie in my reistas moet kom nie. Voordat ons fokus in Pinkstertyd gaan skuif na die dinge wat wel in my tas na hierdie lewe moet gaan dan ook. Mag ons die Here vandag op 'n besondere wyse ontmoet. Ons gaan die Here saam loof en prys met so 'n paar liedere tot sy eer. Die eerste 2 liedjies is ou bekende liedjies wat ons so goed ken. Die liedjie daarna is dalk vir van ons 'n nuwe liedjie, maar vir baie ander van ons is dit 'n liedjie wat ons gereeld luister op ons fone of op die radio, en dis eintlik 'n bekende liedjie vir baie van ons alreeds. Maar as dit vandag vir jou die eerste keer is wat jy hoor, hy sing maklik, jy gaan hom vinnig snap, luister na die woorde aan die begin, en as jy wysie het, dan sing jy lekker saam met ons. Maar voordat ons wegspring, kom ons bid en vir ons die Here se seën oor vanoggend se diens. Abba, ons wil U vanoggend sommer net loof en prys vir wie U is. En Here, vir U dankie sê dat U so goed is en so vir ons sorg. Here, dankie vir die reën wat daar buite kan val en die aarde voed. En Here, dankie dat ons kan weet dat soos wat U getrou sorg vir U skepping, Here, so sorg U elke enkele dag vir elkeen van ons. Here, dankie dat U ons so liefhet. Dankie dat U so getrou is. En vandag is ons maar net diep dankbaar vir al die goedheid en guns en genade wat ons elke dag van ons lewe uit U hand uit ontvang. En Here, daarom kan ons nie anders as om U naam te loof en te prys nie. En Here, ons gebed is dat U hart bly sal wees wanneer U nou hoor hoe kinders van die Here U naam besing. Here, ons sing hierdie liedjies omdat ons lief is vir U en ons bring ons offers van lof aan U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en dan loof en prys ons die Here se naam. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juich hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Wees volkere opreg en
Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning wilde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, vir ons omprys. Kom ons loop. Kom ons loop, kom ons besin die naam van Jesus. Kom ons loop, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gestaan, ons sal verwag, hy het oorwin. Die gaan ons weer. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning wilde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, vir ons omprys. Kom ons loop, kom ons loop, kom ons besin die naam van Jesus. Kom ons loop, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gestaan, ons sal verwag, hy het oorwin. Hy het gestaan, ons sal verwag, hy het oorwin. 1000 generasies bewonder en aanbid U, sing die lied van eeuwe vir die land. Almal wat geglo het en almal wat U ken, sing die lied van eeuwe vir die land. U naam is die hoogste, U naam is die grootste, U naam is die naam bo elke naam. Bo elke troon is U verhewe, elke mag buig nederig. U naam is die naam bo elke naam, en die engele sing. Heilig, laat die heelal sing. Heilig, Here ons sal sing. Heilig, heilig vir ewig. Laat die aarde juig. Heilig, voor die koning buig. Heilig, Here ons getuig. Heilig, heilig vir ewig. Hy het jou vergewe, hy het jou gered, sing die lied van eeuwe vir die land. Omdat hy jou bevry het en jou roep op die naam, sing die lied van eeuwe vir die land. Sing die lied van eeuwe vir die land.
die naam bo elke naam en die engele sing. Heilig, laat die engele sing. Heilig, Here ons sal sing. Heilig, heilig vir ewig. Laat die aarde juig. Heilig, voor die koning. Heilig, Here ons getuig. Heilig, heilig vir ewig. En die engele sing. En die engele sing. Heilig, laat die engele sing. Heilig, Here ons sal sing. Heilig, heilig vir ewig. Laat die aarde juig. Heilig, voor die koning buig. Heilig, Here ons getuig. Heilig, heilig vir ewig. Die woorde is nie op die skerm nie, maar ek voel so dat hier waar ons staan, ons dit hierdie volgende woorde kan aanhou sing tot eer van die Here. Heilig, heilig, is die Heer God almagtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, Hy is heilig, heilig, is die Heer God almagtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Amen. Amen. Ons kan ons plekke inneem. Nou ja, vriende, wat 'n voorreg is dit nie om so te kan sing tot eer van die Here nie. En ek is seker die Here se hart jubel waar kinders van die Here sy naam so loof en prys en elke woord wat ons sing bedoel tot sy eer. En daarom is dit ook my voorreg vanoggend om vir elkeen van ons te herinner daaraan dat ons in die teenwoordigheid van die almagtige God is. En daarom groet ek jou vanoggend in die naam bo alle name. Die naam van ons koning en ons Here Jesus Christus. Die God die Vader en die Heilige Gees. Amen. Met die lekker reën wat daar buite kan val en die nuwe skoolkwartaal wat al afgeskop het, is ek seker van ons, lyk dit my lê so 'n bietjie in. So vir jou wat later na die diens luister op hierdie opname, jy mis uit. En ons wil graag hê volgende Sondag moet ons al ons gesigte weer hier sien. So ek kyk hier voor my en ek sien nou is tog 'n paar kindergesiggies hierso. So al ons maatjies, storm julle gou op my vorentoe en kom sit vir my aan hierdie kant van die verhoog asseblief. Want ek ken julle, as julle aan hierdie kant sit, gaan julle gitaar speel en jy op die pedal speel. So julle moet hierdie kant hier by my kom sit asseblief. Daar sy. Kom julle, storm, storm, storm. Papa en mamma kan saamkom as hulle skaam is. Kan jy dink dat hulle nog skaam sal wees nie? Kom sissie. O nee, papa moet saamkom. Hier kom papa. Papa is bang die dominee gaan vir hom sê hy moet clean in gebed. Maatjies, hoe gaan dit met julle vanoggend? Lekker. Gaan dit lekker? Ja.
Ja, het lyk my met almal van julle gaan dit lekker, nê? Voordat Dominee vinnig met julle gesels, wil ek hê julle moet my gou help met iets, maar ons moet eers gou kyk. Mel Verkuil, is jy hierso? Het jy hand opsteek? Ek twyfel. Op die 12de April, 93 jaar oud. 93 geseënde lewensjare. Dan Frits Venter, is jy hierso? Steek van daar sit oom Frits. Een van ons maatjies hierso. Wie van julle wil vir oom Frits wat daar sit? Oom Frits, steek vir jou hand vir ons op asseblief. Daai oom daar, gaan jy sy geskenkie vir hom vat. Hou oom Frits, hou jou hand op asseblief. Sy wil baie graag van die gemeente se kant af vir oom 'n geskenkie gee. Daai oom daarso. Jy kan vir hom 'n lekker drukkie gee, hoor. Moet ek saam met jou loop, is jy skaam? Okay, kom ons stap saam na oom Frits toe. Kyk, is nie dieselfde as Dominee die geskenk vir hom gee nie. Ek is nie so mooi en oulik soos jy nie, jong. Waar is hy? Stap gou hierso, gaan saam sommer hierso by die oom, dan gee jy vir hom en 'n lekker drukkie. Daar is hy. Baie dankie, hoor. Oom Frits, baie geseënde verjaarsdag. Jy mag die lewensjaar wat voor lê, 'n spesiale een wees, vol spesiale oomblikke met oom se hartswense dan ook. Ons bid die Here se seën oor oom. Liewe gemeente vriende, so wat ons gebruik dan ook is, kom ons sing vir oom Frits die Here se seën vir sy verjaarsdag. Laat hierdie seën op hom daal, eigens uit Sion hom bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor hom gebied. Seënde verjaarsdag oom Frits, hoor. Maatjies, ons gaan vandag in die kerk oor ietsie gesels. En om vir julle te help waar ons gaan gesels, ons gaan 'n paar goedjies hoor, maar daar's een ding wat ons hoor. Wat is hierdie? Skree sommer vir my. Dit is? Okay. Wat is hier binnekant? Is dit matches? Oei, jenne. Wat is die Afrikaans vir matches? Matches kan, dat kan maak 4. We kan dit 4 maak? Okay. So wat noem ons hierdie ding? Kom ons kyk of julle nog Afrikaans ken. Julle almal kyk mos deesdae TV en julle praat Engels. Wat is hierdie? 4 routjies. Meneer Zanus, jy sal trots wees op baie Afrikaans, né? 4 routjies, né? Nou, julle, hierdie 4 routjie maak wat? 4. Maak hy 4. Ja. En dan kan 'n huis aan die brand steek, nee, jy is heeltemal reg. Dit het al 'n paar keer amper gebeur. Maar ons gebruik dit ook om vuur aan te steek as ons braai. Nee, maar nou wil ek gou vir julle vra. As hierdie vuurhoutjie brand en daar brand 'n vuurtjie en ek vat hierdie vuurhoutjie terwyl hy brand in 'n donker kamer in, wat gaan daardie vuur gee? Lig, nee? Nou wil ek vir julle nog mooi vra. Hierdie vuurhoutjie, is hy klaar lig? Nee, wat moet gebeur? Hy moet aangesteek word hier, né? So ons moet so maak. Né? Dan is daar vuur en dan is hy lig. Né? So stem julle saam, die vuurhoutjie is nie lig nie, maar die vuurhoutjie moet eers aangesteek word sodat hy lig kan gee. So wat gebeur? Ek gaan weer vir julle enetjie wys. Hierdie vuurhoutjie is net 'n vuurhoutjie. As ek hom hier aansteek, dan word hy 'n vuur. En daai vuurtjie gee lig. Nou, hoekom is dit belangrik? Julle, Jesus sê vir ons in die Bybel. Kan ek een? Nee, jy gaan nie nou eene aansteek hier, dan gaan ons die kerk in die brand steek. Die Bybel sê vir ons, Jesus sê vir ons, julle is die lig vir die wêreld. En dan sê Jesus, laat julle liggies so in die wêreld skyn, dat ander mense my kan ken. Nou wil ek gou gevra, kom ons sê nou julle is 'n vuurhoutjie. Is jy die lig? Nee, jy's net 'n vuurhoutjie. So vir jou om 'n liggie te kan wees in hierdie wêreld, moet jy eers aangesteek word. Nee, hoe doen ons dit? Wanneer ek my hartjie vir Jesus gee, en die Bybel sê wanneer ek my hartjie vir Jesus gee, wie kom woon dan in ons hartjies? Jesus, en wie nog? Die Heilige Gees. En die Bybel sê die Heilige Gees is soos 'n vuur wat in ons hart aan die brand gesteek word. En wanneer daardie vuur in ons harte brand, dan kan ons 'n liggie in hierdie wêreld wees. Is ons self die liggie? Ja. Nee, ons is nie die vuurhoutjie, né?
So as Jesus sê ons moet 'n lig in hierdie wêreld wees, beteken dit ons hartjies moet aan die brand gesteek word vir Jesus. Hoe doen ons dit? Ons gee ons hartjies vir Jesus en die Heilige Gees kom woon in ons hartjies en die Heilige Gees help ons dan om liggies te kan skyn in hierdie wêreld. Gaan julle dit onthou? Elke keer as julle hierdie vierhoutjie boksie sien, onthou dit, né? Kom ons sit op ons knietjies. Oogies toe. Handjies gevou. En kom ons bid nou lekker saam. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag. En dat ons kan kerk toe kom en saam met ons maatjies van Jesus kan leer. Help ons Jesus om liggies in hierdie wêreld te wees. Heilige Gees, kom woon in ons hartjies en steek die vuur in ons hartjies aan, sodat ons liggies helder sal skyn, sodat ander Jesus kan ken. Ons is lief vir Jesus. Amen. Nou, sy, julle kan nou lekker na die kinderkerk toe gaan en die ander van julle kan weer by pappa en mamma gaan sit. En vriende, julle sien, soos 'n goeie dominee doen, dink ek altyd aan julle beste belange ook. So nou, om die boodskap van vanoggend by jou kinders by die huis te gaan inskerp, moet jy gaan braai as jy by die huis kom. Nee, so dit is 'n geloofsaak dat julle vandag moet vure aansteek as julle by die huis kom. Meneer, vriende, met groot dankbaarheid in ons harte vir die Here se lig in ons lewe, kom ons dien die Here met ons offergawes.
Nou vriende, voordat ons die woord van die Here oopmaak en saam lees en hoor wat die Here vandag uit sy woord uit vir ons wil sê, net so 2 goedjies vinnig. Ons het voor die diens toe kom en Paul na my toe sê, ek wil asseblief duidelik vir julle sê, dat alhoewel die koffiewaandjie nie vanoggend hier is nie, is daar nog steeds, die ketel is aan, die koffie is reg, so as julle na die tyd sit en wag vir julle kinders om klaar te maak met sonnaarskool, die koffie is gereed vir julle, hoor, so moenie net verdwyn nie, lekker saam kuier rondom 'n bietjie koffie. En dan wil ek ook net vra, vir ons as gemeente se kennisname dan ook, ek het nou nie met hom gereël voor die tyd nie, maar Donovan, staan net op daar waar jy is asseblief man. Liewe gemeentevriende, julle ken Donovan is 'n bekende gesig hier by ons in die gemeente. Julle sal maar gesien het veral ook hier deel is van ons musiekspan. Maar 'n ander ding wat ook belangrik is om te weet, Donovan is besig om met sy teologiese studies. En as deel daarvan moet hy ook gemeente blootstelling kry. So met die nuwe kwartaal wat kom, môre skop ons oordenkings weer af. En julle sal begin sien ook dat daar sommige kere is wanneer Donovan die oordenking gaan bring. En dan gaan ook geleenthede wees waar hy 'n erediens moet lei en die boodskap ook moet bring. So van ons as gemeente se kant af, dis een uit ons eie uit wat ook besig is om opgelei te word, om 'n gemeente te kan bedien. Soos Donovan, ons bid die Here se seën ook oor jou studies en ons is opgewonde ook oor dit wat die Here deur jou ook hier in ons gemeente gaan doen in hierdie jaar wat jy jou prakties ook doen dan ook. So liewe gemeente, kyk uit daarvoor. So as jy elke nou en dan sy gesig sien by die oordenkings of tydens 'n diens, weet hy's besig met sy opleiding en is deel van daardie prakties wat 'n dominee ook maar moet doen in 'n gemeente dan ook. Bid ook vir hom daarvoor, want dit is 'n groot roeping wat die Here oor iemand se lewe dan ook het. Dankie dan. Met dit in gedagte, al die familienuus is in die familienuus, neem dit, lees dit, neem kennis daarvan. Die 2 groot dinge wat gebeur nou in die tyd wat kom, is natuurlik Pinkster is om die draai en Bazaar is om die draai. So let vir al asseblief ook op al die advertensies en die afkondigings wat ons daar binne vir julle sit en maak seker jy bly op hoogte met al die belangrike nuus daar rondom dan ook. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 9. Lukas hoofstuk 9 en ons gaan daar net daardie paar versies saam lees, vers 23 tot vers 25. Maar in die boodskap gaan ek na 'n klomp ander teksgedeeltes ook verwys wat vir ons op die skerm gaan wees dan ook. Hierdie teksgedeelte sal vir ons baie bekend wees, want dit is die teksgedeelte waarby ons stil gestaan het by Paas-Sondag. Julle sal onthou Paasnaweek vir die van ons wat dalk weg was met vakansie en nie ons dienste gevolg het nie. Hier by ons oor Paasnaweek het ons gefokus op die tema van Jesus se kruis na my kruis. Van sy kruis na my kruis. En het ons gehoor hoe Jesus se kruisdood ons sondes vergewe het, ons met God versoen het, vir ons 'n nuwe lewe gegee het en dat ek en jy word nou uitgenooi om nou ons kruise op te neem en Jesus te volg. En ons gaan vanoggend verder lees in hierdie gedeelte en so 'n bietjie verder in diepte gaan kyk na wat ons hierin lees. Lees dit saam met my, Lukas 9 van vers 23 af. Toe het hy vir almal gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Lees weer vir ons daar die eerste deel. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Baie bekende woorde wat ons al gereeld gelees het en gereeld oor gesels het. Maar vanoggend gaan ons nou verder kyk na hierdie reis waarmee ons is op pad na God se hart. Onthou, ons is sterk op pad na God se hart. En ons is nou vir 'n paar weke besig om mekaar te sê dat ons moenie te swaar pak nie. Ons karre moet nie te swaar gelaai wees nie. Daar's sekere dinge wat glad nie in ons tasse of in ons kar gepak moet word nie. Dinge wat ons nie saam met ons moet dra op hierdie reis na God se hart toe nie. Dan gaan die reis onnodig ongemaklik maak en in uiterste gevalle kan dit my verhinder om ooit by God se hart uit te kom. En vandag se woordjie, vandag se item wat ek nie in my tas moet pak nie, is een van daardie dat as ek dit saamreis en oral saam met my dra, dan sal ek nooit by God se hart kan uitkom nie. So as daar nou iets is wat beslis nie in my tas moet kom nie, is dit nou hierdie woordjie waarby ons vandag gesels. En dit is die woordjie
self. Jesus sê, elke een wat my wil volg, moet hom of haar self verloon. Jou kruis opneem en my volg. So Jesus sê vir ons, voordat jy my kan volg, om my disipel te kan wees, om my getuie te kan wees, om die voorbeeld wat ek vir julle gestel het te kan volg. En onthou, Jesus het ook gesê, ons heel eerste diens van hierdie reeks, het ons gesê, die enigste manier om by God se hart uit te kom, is in die Jesus bussie. So dis om Jesus te volg. Om Jesus te volg is die enigste manier om by God se hart uit te kom, want Jesus is God se hart. Hy wys vir ons God se hart. Jesus sê, wie my sien, sien die Vader. Wie my hoor, hoor die Vader. Want die Vader is in my en ek is in hom. So as ons by God se hart wil uitkom, moet ons volgelinge van Jesus wees. Maar ons kan net volgelinge van Jesus wees, as ons nie onsself, my eie ek, my eie wil, my eie plan, daardie woordjie self in my tas pak nie. Jesus sê vir ons baie duidelik in die woord, dat jy kan nie beide hê nie. Jy kan nie in Jesus glo, maar ook nog jouself en jou ou lewe en jou eie gedagtes en jou eie plan en jou eie drome volg nie. Dis die een of die ander. Dis hoekom Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. En vanoggend gaan ons kyk na 'n paar woordjies wat ons in die Bybel hoor, wat met hierdie self te doen het. Wat is hierdie self wat ek moet agterlos? Wat bedoel Jesus as hy sê, jy moet jouself verloon? Kyk saam met my. Die eerste deel wat ons in die Bybel lees, is baie duidelik in hierdie gedeelte alreeds, waar Jesus sê, die ding hak julle moet hom maar vir my aanbeweeg asseblief. Die eerste ding wat die woord vir ons baie duidelik sê, wat ek nie saam met my moet neem nie, is selfbehoud. Wat beteken selfbehoud? Selfbehoud beteken, ek wil baie graag in beheer van my lewe bly. Ek hou van die goeie nuus van Jesus. Ek hou van die boodskap dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het. Ek hou van die gedagte dat Jesus my sondes vergewe. Ek hou van die gedagte dat Jesus my die ewige lewe gee. So ek hou van die gedagte wat ek by Jesus kry. Maar ek wil baie graag in Jesus glo en 'n kind van Jesus wees, maar ek wil net nie te veel van my lewe moet verander nie. My lewe moet behoue bly soos wat dit is. So ek wil in Jesus glo, maar nog steeds my eie keuses en besluite neem. Ek wil 'n kind van Jesus wees, maar nog steeds my eie drome, my eie plan vir my lewe volg. Ek wil 'n kind van Jesus wees, maar Jesus moet asseblief net nie iets vra wat ongemaklik is nie. Ek wil nie hy moet vir my iets vra om iets prys te gee nie, want ek hou van my lewe soos wat dit is. Ek is gemaklik in my lewe soos wat dit is. Ek hou van 'n mate van beheer oor my lewe. Selfbehoud. En Jesus sê in hierdie gedeelte, Jesus sê vir ons baie duidelik, as ons hier lees in die einde van vers 25, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. En dan vra Jesus, wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar hom self verloor? Julle sien vriende, vir ons om waarlik 'n kind van Jesus te wees, vir ons om waarlik volgelinge van Jesus te wees, moet my lewe geheel en al oorgegee word aan Jesus. En moet ek vir die Here sê, Here, dis nie meer my lewe nie. Hierdie lewe behoort nie meer aan my nie. Dit gaan nie enigstens oor my nie. Die self bestaan nie meer nie. My lewe, wat ek is, wat ek het, wat ek wil wees, alles behoort aan U. Laat U wil geskied. Laat U naam verheerlik word. Wys U vir my wat U wil hê ek moet doen. En Here, selfs al kos dit my alles, sal ek U volg. Here, selfs al stuur U my na ongemaklike plekke toe. Selfs al vra U my om opofferings te maak wat vir my ongemaklik is. Selfs al vra U vir my om selfs al stuur U my lewe in 'n rigting wat nie my eie plan vir my lewe was nie, Here, sal ek U volg, sal ek U gehoorsaam. Selfbehoud is een van die dinge wat ons moet neerlê. Ons het nog 'n paar goedjies. Die woord sê ook baie duidelik dat selfverdienste hoort nie by kinders van die Here nie. Wat beteken dit?
hierdie gevoel dat ek nog steeds, alhoewel ek nou net Paasnaweek gehoor het, wat Jesus my in die kruis gedoen het, daar nog steeds 'n deel in my is wat voel dat ek moet my verlossing verdien. Ek moet my verlossing verdien deur 'n goeie lewe te lewe, deur die gebooie te gehoorsaam, deur die wet te gehoorsaam. Want daar's nog steeds 'n deel van ons wat partykeer nie kan glo dat my redding en my verlossing glad nie van my afhang nie. Daar's 'n deel van ons wat die kruis hoor en die boodskap van die kruis van Jesus hoor en hoor dat Jesus die prys vir ons betaal het, maar daar's nog steeds net 'n stemmetjie binne ons wat sê, maar iets in my sê vir my, ek moet dit tog verdien. Ek moet harder probeer. Ek moet beter lewe. Ek moet 'n beter mens wees. Eers dan sal God my lief hê. Eers dan sal God se hart tevrede wees met my lewe. En julle, wanneer ek daardie self saamdra, wanneer ek selfverdienste in my tassie pak, gaan ek nooit by God se hart uitkom nie, want ek gaan nooit waardig voel om by God se hart uit te kom nie, want die Satan gaan die hele tyd vir jou sê, weet jy wat, jy probeer, maar jy kry dit nooit reg nie. Weet jy, daar het jy weer geval, daar het jy weer 'n fout gemaak, daar het jy weer nie gedoen wat jy gesê het jy gaan doen nie, daar het jy nou weer oor die tou getrap, daar het jy nou weer daardie selfe fout gemaak. Dink jy die Here is lief vir jou? Dink jy die Here soek jou enigstens naby aan sy hart? Selfverdienste is soos wat die Engelse gesegde sê, 'n slippery slope, waarin hoe harder ek probeer, ek in die proses verder en verder van God se hart voel, want ek weet ek skiet die hele tyd tekort. Dis hoekom Jesus hoeveel keer in die Nuwe Testament spesifiek vir die Jode sê, dat julle kom nie by God se hart uit nie. Want ek het vir julle redding en verlossing gebring, maar julle hak nog steeds vas by al die feeste wat gevier moet word, en julle moet al hierdie wette gehoorsaam, en dis nie God se wil nie. Dis nie hoe verlossing werk nie. Verlossing gaan nie oor my verdienste nie, dit gaan oor Christus se verdienste. Ek is 'n kind van God, nie oor enigiets wat ek gedoen het nie. En julle kinders van die Here wat Jesus volg, leef met 'n gesindheid waar ek besef, ek het die voorreg om Jesus te ken en dit het niks met my te doen nie. Dit is alles wat Jesus vir my gedoen het. Ek het al 'n paar keer in hierdie erediens vir julle gesê en ek glo dit absoluut dat hierdie gesindheid is waarmee ons moet lewe. Daardie gedagte van Here, alles wat goed is in my kom van U af. Here, die res is my skuld. Die woord sê dit duidelik, julle. Ons lees in Lukas 18 met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is. Hoor mooi, hy word gepraat van die skrifgeleerdes en die fariseërs wat gesê het, omdat ek so oulik is, omdat ek 'n geestelike leier is, omdat ek die wette ken en dit klaar blyklik gehoorsaam, omdat my saak met die Here reg is. En wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een was 'n tollenaar. Nou julle as ons praat oor verdienste, fariseer was die dominees van daardie tyd. Dit was die kerklike leiers van daardie tyd. Dit was net skuins van die paus gewees. Geestelike leiers, voorbeelde vir die gemeenskap. Tollenaar was in die oë van die mense die slegste van die sleg, die skuim van die aarde. Want hulle was geldmense, soos die tollenaars van daardie tyd, die mense het ook tollenaars gevoel so wat ons so SARS voel. Dis 'n goeie vergelyking van wat tollenaars in daardie tyd was. So hierdie 2 uiterstes. En Jesus vertel die gelykenis van hierdie 2 mense het gebid. Hoor wat bid die fariseer. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. Gekyk na die tollenaar. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Sien jy, bring sy geestelike CV na God toe, né? Sy verdienste na die Here toe. Maar die tollenaar het daar ver bly staan. Hoekom ver bly staan? Die beeld is hulle kom bid in die tempel, die tabernakel is die plek waar God woon, so die tollenaar sê, ek is eers waardig om naby aan God te kom nie, so ek staan nie ver op 'n afstand. En die tollenaar het gebid, na die hemel opgekyk, en hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God,
wees my sondaar genadig. En dan vra Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Daar is nie plek vir selfverdienste. In Efesiërs 2, dan lees ons dit ook. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Kyk mooi, hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Selfverdienste is nie iets wat hoort in die lewensreisak van 'n kind van die Here nie. Want ek en jy besef dat wat ons is en wat ons het is net genade. Dis 'n geskenk aan ons gegee. En daarom bly ons nederig en dankbaar, want ek weet daar is niks wat my beter maak as enigiemand anders nie. So wat ons gehoor het by Paasondag, toe ons die klippie gekry het, dat kinders van die Here is nie mense wat klippe gooi nie, want ons weet, almal van ons is gebroken, almal van ons is stikkend, almal van ons het net die voorreg om 'n kind van God te wees, omdat Jesus in ons plek die prys betaal het. Maar daar is ook 'n goeie stukkie nuus nog meer aan hierdie gedagte, dat wanneer ek en jy nie meer hoef self te probeer nie, dan haal ons 'n las van ons skouers af wat nooit ons in was om te dra nie. En die oomblik wanneer ek kan besef dat ek hoef nie God se liefde te verdien nie, hy is lief vir my. Ek hoef nie my verlossing te verdien nie, ek is verlos deur Jesus Christus. Ek hoef nie God se hart, ek hoef nie te bewys dat ek waardig is om in God se teenwoordigheid te kom nie. Ek is waardig omdat Jesus my waardig gemaak het. Dan haal dit soveel druk en spanning van ons lewe af. Want julle geloof, 'n verhouding met God was nooit veronderstel om harde werk te wees nie. Jou verhouding met God was nooit veronderstel om nog 'n taak te wees, nog 'n ding wat jy moet doen binne 'n alreeds vol en gedrukte lewe daar buite nie. Dis hoekom Jesus gesê het, haal af die juk van julle skouers af en gee dit vir my. Om 'n kind van die Here te wees, is 'n rusplek, waarin ek besef, ek hoef nie meer so hard te werk nie, ek hoef nie meer self te probeer nie, dit is vir my gedoen, ek kan rus in God se liefde en genade. So selfbehoud, selfverdienste. En 'n woordjie wat hierby aansluit, is selfgeregtigheid ook. Daardie fariseer wat gesê het, ek is so dankbaar, ek is nie soos iemand anders nie. Daardie woord hoort nie by kinders van die Here nie. Ons almal is afhanklik van God se genade. Ons gaan verder. Selfvoorsiening. En hierso raak dit veral moeilik vir baie van ons. Want almal van ons is daarop ingestel dat ons onsself sien as ons is die mense wat moet voorsien. Ek is die een wat kos op my gesin se tafel moet sit. Ek is die een wat as daar probleme is die oplossing moet vind. Ek is die een wat antwoorde moet vind vir hierdie lewe. As daar 'n krisis oor ons lewe kom, is ek die een wat moet plan maak. As daar iets is wat stikkend is, 'n verhouding is wat stikkend is en ek is die rede daarvan, ek het dit gebreek, ek moet dit gesond maak. Ons leef met daardie gesindheid van ons moet self voorsien. En dis die teenoorgestelde wat die woord van die Here vir ons sê. Om jouself te verloon is om te sê, Here, ek besef dat ek is afhanklik in elke opsig van my lewe van U. Die kos op ons tafel kom van U af. Want U is die een wat vir my die werk gee om dit te kan voorsien. Ek is elke dag afhanklik van U wat my gesondheid seën. Here, elke oggend as ek wakker word, is die eerste ding wat ek doen, ek bid vir my huwelik en vir my gesin, want U is die een wat sorg vir ons. Ek kan dit nie self doen nie. Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers 3, geseënd is die
wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons kan dit anders in vertaling sê, geseënd is die een wat weet hoe afhanklik jy van God is. Die Griekse woordjie beteken letterlik om eintlik 'n bakhand bedelaar van God se genade te wees. Om voor die Here te staan en ek kyk na my hande en ek besef, Here, my hande is leeg. Want uit my eie het ek niks. Maar as ook om met my hande op te staan, gereed om te ontvang wat die Here vir my wil gee. Dis om te lewe met 'n gesindheid wat sê, Here, uit my eie uit, het ek niks, kan ek niks, weet ek niks. Maar dit maak my nie bang nie, want ek weet, U is getrou, en U voorsien, en U sal sorg, want U is die een wat in beheer is, U is die een wat voorsien, nie ek nie. Die kontras tussen selfvoorsiening en afhanklikheid van die Here is net so duidelik wanneer ons kom by Jesus se woorde in Matteus 6 waar Jesus sê moenie bekommerd wees oor wat julle gaan eet of drink of aantrek nie. Hoekom sê Jesus dit? Hy sê vir ons julle Vader weet reeds wat julle nodig het. So soek julle sy koninkryk en hy sal vir julle alles anders gee wat julle nodig het. Los die selfbehoud, los selfgeregtigheid, los selfverdienste, los die selfvoorsiening en nog iets, los selfsug. Julle geweet, daar's net een plek in die Bybel waar ons lees dat jy verkeerd kan bid. Gebed is eintlik iets wat jy verkeerd kan doen nie. Daar's nie rympies aan gebed nie, daar's nie formules aan gebed nie. As Jesus met ons praat oor gebed, sê Jesus eintlik, kom met 'n opregte hart en bid tot jou Vader, en jou Vader wat hoor sal jou gebede beantwoord. Maar daar's daar een plek in die Bybel waar daar baie duidelik vir ons gesê word, julle bid en julle ontvang nie, en dit is die rede. En dit lees ons in Jakobus, waar die Here vir ons sê, julle bid en julle ontvang nie, want wanneer julle bid, kom julle net na my toe met julle eie selfsugtige begeertes. En omdat julle selfsugtig bid, sal ek jou nie antwoord nie. Here, die woord is ook baie duidelik daaroor. Matteus 10 vers 43 tot 45. Dan sê Jesus hierdie volgende woorde: maar by julle moet dit nie so wees nie. Hy praat van belangrike mense wat neersien op ander, die regeerders van die wêreld wat neersien op ander mense. En dan sê Jesus, maar by julle moet dit nie so wees nie. Kyk mooi. Elke een wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Paulus sluit hierby aan by Filippense 2 en dan sê Paulus, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Niks. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die belange van ander. En dan gaan hy verder en hy sê, julle dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En dan vertel hy hoe Jesus homself verneder het. Aan die einde van daardie gedeelte sê hy, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Nou julle as Jesus nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien, dan is daar geen rede waarom ons as volgelinge van die Jesus moet dink dis enigstens anders te vir ons nie. En as ek Jesus se volgeling wil wees, en as ek ooit by God se hart wil uitkom, moet ek baie vinnig besef dat ek is nie die hoofkarakter in hierdie storie nie. Ek is nie die belangrikste karakter in my lewensstorie nie. En alhoewel ons partykeer soms in die strik trap om te dink, want die wêreld sê vir ons, hierdie lewe gaan nie oor my en jou nie. God is die hoofkarakter. Hy is die een aan wie die eer behoort. En hoe volg ons Jesus? Deur soos Jesus bereid te wees om ander mense te dien. Om ander se belange bo my eie te stel. En julle kan hierdie toets. Ek wil vir julle uitdaag vanoggend. Die Here vra vir ons, vertrou my hiermee. By jou werkplek, as jy in 'n leiersposisie by jou werk is met mense wat onder jou werk,
of as jy in 'n huwelik is, as man of vrou, of jy 'n verhouding met jou kinders, of in enige verhouding waarin jy staan, toets bietjie hierdie beginsel en kyk wat gebeur. Want baie verhoudings in verskillende areas van die lewe vandag is toksies, omdat mense doeteenvoudig bly fokus op wat ek wil hê, wat ek soek. Ek is te nagekom, my eer en is skade aangedoen. Ek weet wat ek uit hierdie lewe uit wil hê. En as dit nie meer is wat ek wil hê nie, dan beweeg ek aan. Waar Jesus jy, as jy volgeling van my wil wees, moet jy jou lewe neerlê. Maar Here, dis onregverdig. Ons doen ons partykeer soos kinders. Ek onthou toe ek 'n kind was, as ek daar in Checkers se rakke geloop het en ek het 'n speelding gesoek en my ma het gesê jy mag hom nie kry nie, het ek so getrippel. Onthou julle, het julle ook so getrippel? Ekskuus, julle was mos nie trippelaars, jy's nou weer net ek wat getrippel het, nê. Nee, so lekker getrippel. Mamma, ek wil dit hê. Ek wil dit hê. En dan het ek sommer daar in Checkers se rakke pak slaag gekry. Net daar waar ek stout is, nê? En julle sien, ons doen 'n partytjie met ons verhouding met die Here. Wanneer ons kom met 'n gesindheid na die Here toe, en as die Here se antwoord vir ons anderste is as ons eie, of as die Here se wil vir ons lewe anders is as ons eie, dan gaan ons ook, maar Here, ek wil dit hê. Want dit gaan oor ek, selfsug, my plan, my wil. Maar die Here daag ons uit en hy sê, lê jou lewe neer en kyk wat gebeur. Wat was die uitkoms van Jesus wat sy lewe neergelê het? Sy hemelse Vader het hom verhoog en aan hom die naam bo alle name gegee, omdat hy gehoorsaam was aan sy hemelse Vader tot in die dood. En in Petrus dan lees ons ook dat onderwerp julle in nederigheid aan God se hand en hy sal julle verhef op die tyd wat hy daarvoor bestem het. Daar is nie plek vir selfsug in kinders van die Here se lewe nie. Net so min is daar ook nie plek vir selfverheerliking nie. Waaroor gaan selfverheerliking? Eenvoudig gestel, ag weet jy, ek hou tog net so baie daarvan as ander mense my raak sien. En alles wat ek doen en alles wat ek sê, gaan daaroor om deur ander mense raak gesien te word en deur ander mense erkenning gegee te word. Ons jong mense sal dit baie goed verstaan, want waarom post ek partykeer goeders op Facebook? Nie net om goed te deel met die wêreld nie. Die oomblik as ek iets gepost het, dan gaan ek elke halfuur terug en ek kyk net hoeveel mense dit gelike. Hoeveel mense dit gekomment. Hoeveel mense het gesê dit is so oulik. Ons lewe in 'n kultuur waar ons daaraan blootgestel word om elke dag mense se erkenning te soek. En ongelukkig is dit ook so dat baie kinders van die Here dien, maar sodat hulle deur ander mense raak gesien kan word. Ek wil vandag iets sê. En dit gaan dalk bietjie negatiewe reaksie by baie ander uitlok, maar ek voel tog ek wil dit sê. Ek persoonlik het 'n pluimpie dood aan mense wat 'n boodskap van die Here uitdra, of dit nou is op Facebook of waar ook al, en hulle persoonlike identiteit word bemark in alles wat hulle uitstuur. Ek het 'n probleem daarmee. Dit voel vir my, as jy 'n boodskap van die Here wil uitdra, doen jy dit op so 'n manier dat hy al die eer ontvang en nie jy nie. Maar as 'n mens vandag jy's op sosiale media ingaan, is daar hoeveel plasings en hoeveel boodskappe wat vandag gedeel word, wat wonderlik is. Dis 'n wonderlike instrument wat die Here ons gegee het om sy boodskap uit te dra. Ek is net nie altyd so seker of jou eie identiteit en jou eie bediening altyd so bemark word in tydens daarvan nie. Wat sê Jesus? Matteus 6 vers 33. Nee, beywer julle allereers vir God se koninkryk en vir die wil van God. Dan sal hy ook al hierdie dinge vir julle gee. Ons lees ook verder in Matteus 5 vers 16 waar Jesus sê, die boodskap wat ons nou vir die kinders gebring het. En hoor mooi wat Jesus hier sê. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien. Nee, dis duidelik. So laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien. Maar hier is die ding. Hoe lees jy die res van daardie vers? En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.
Nie die mens nie. Die Vader wat in die hemel is. Kinders van die Here, onthou, ons het net nou gehoor, weet, ons verdien niks uit ons eie uit nie. Ons het nie enige rede om bietjie windgat te wees nie. Ons het nie enige rede om te dink ons is oulik nie. Ons het nie enige rede om die eer van mense te wil ontvang nie. Kinders van die Here, volgelinge van Jesus, lewe 'n lewe waarin ons lig in hierdie wêreld inskyn, maar op so 'n manier dat ons eintlik in die agtergrond inskuif en vir Jesus vra, Here, kom staan U hier voor, dat al die eer behoort aan U. Dis om met 'n gesindheid te lewe waar as iemand eintlik na jou toe kom en vir jou 'n kompliment gee of vir jou dankie sê vir iets wat hulle beteken, sê vir hulle, hoor jy, ek waardeer dit verskriklik baie, maar al die lof en alle eer behoort aan die Here. Kom nie van myself af nie. Die eer behoort aan hom. En ewe skielik verander my hele lewe, dat alles wat ek doen en sê, in alle areas van my lewe, en alles wat ek selfs plaas op sosiale media en die verskillende plekke waar ek kom, doen ek met een rede en een rede alleen, om op 'n manier God se naam verheerlik te laat word daardeur. Wil nie verder te veel oor sosiale media sê nie, maar dis die tyd van ons vandag lewe julle. En ek en jy moet baie mooi dink oor elke ding wat ons daar plaas. Want dit is 'n getuienis aan die wêreld daar buite. En ewe skielik is elke plasing wat ek plaas, net soos elke woord wat ek in hierdie lewe sê, iets wat God verheerlik of nie. Gebruik dit om boodskappers, ligdraers van hierdie wêreld te wees. Jesus sê, elke een wat my wil volg, moet homself verloon, jou kruis opneem en my volg. En vanoggend het ons gekyk na verskillende beelde, verskillende woorde wat aan daardie woordjie self gekoppel word. En ek dink elkeen van hierdie woorde met elkeen van ons op 'n ander manier gepraat. Maar of dit nou selfbehoud, selfgeregtigheid, selfverdienste, selfverheerliking, selfvoorsiening is, wat dit ook al is, los dit. Moet dit nie in jou tas pak nie. Los die ou lewe, die eie ek agter en volg Jesus op pad na God se hart. Dis hoekom Paulus gesê het in Galasiërs 2 en hiermee sluit ek af. Die mens, die eie ek Paulus, myself, het saam met Jesus gesterf aan die kruis. Nou is dit nie meer ek self wat lewe nie, maar Jesus wat in my lewe. Mag dit so wees vir elke een van ons. Kom ons bid saam. Here, ons hoor vandag hoe U vir ons in die woord sê, dat as ons volgelinge van U wil wees, dan moet ons onsself verloon, ons eie ek prys gee, en ons kruis opneem, en Jesus volg. En Here, dit is nie maklik nie, want ons almal klou maar op een of ander manier my hart vas partykeer aan 'n deel van onsself. En daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees vir ons sal help om dit te doen wat U van ons vra. Help ons, Here, om ons eie ek neer te lê, sodat dit nie meer ons is wat lewe nie, ek self wat lewe nie, maar Jesus wat in my en deur my lewe. Here, ons wil elke dag groei in ons verhouding met U. Ons wil elke dag meer en meer leer van God se hart. En ons weet, ons kan dit net doen as ons Jesus volg. Help ons daarom, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons slotlied is 'n lied wat ons verlede jaar as 'n gemeente dan ook aangeleer het. 'n Lied wat juis ook sê dat in hierdie lewe gaan dit nie oor my nie, Here, U is my God, U is die een vir wie ek lewe. Kom ons staan en sing ons hierdie lied tot eer van die Here. Die wat wag op die redding van die Here, vind daar rus
in die skadu van die heilige God, die almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja. 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 My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja. 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 My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Terwyl ons so staan, kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wesen bly, soos wat jy jouself neerlê, jou kruis optel en Jesus volg. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander. Amen.